buite God regtig lief. Dis Paasnaweek. Hoeveel mense lê by vakansieoor? Daar's nie fout daarmee nie. Maar dit kom vir my in wanneer foute, wanneer jy God se dinge een kant toe skuif en jy jou dinge eerste wil bring. Wanneer jy God se werk een kant toe skuif en jy wil joune bring, dan kom ek 'n probleem daarmee. Halleluja. As jy jaarlikse verlof het en jy toevallig weggeval in jou jaar van, is dit 'n ander saak. As jy siek is dit 'n ander saak. Maar hoeveel mense kan werklik waar vanaand sê, Here, ek wil U naam groot maak. Nou die Paasfees, waar het die Lydensweek begin? Die Lydensweek van die Paasfees het verlede Sondag begin by die Palmnaweek, die Palmsondag. Ek het Sondag daaroor gepraat, die Palmsondag, hoe kosbaar 'n palm vir die Here, hoe sterk 'n palm is, laat 'n palm breek bande om hom, 'n palm laat hom glad nie wurg nie, 'n palm is teen vuur bestaan, hy's immergroen, 'n palm kan nie breek as daar storms kom nie. Al hy goed het ek vir u genoem verlede Sondag. En die Here vergelyk, hy sê Palmfees, Sondag wat verby, Jesus vergelyk die kinders van die Here soos 'n palmboom. Hy sê dat jy soos 'n palmboom sal wees wat sal opgroei en sal sterk staan op die Libanon. Dis wat ek verlede Sondag gesê. En ek wil vind, wat vorm aan die palms? Wat ek verlede Sondag sê, wat vorm aan die palms? 'n oase. Met ander woorde, ons is 'n oase wat gevorm word om die mens wat van buite af kom, wat verval is, seën te kry, wat te skep. Skade weer te gee, om te sê, kom in, kom vind hierso, kom in hiernatoe, kom in. Hier is die krag, hier is die Here, kom in. En daai dag 1 begin, Sondag, verlede Sondag wat verbykom, het dag 1 begin by die Here Jesus as sy lydingfees. En ek gaan vir julle die 5 en 6 uithaal tot waar ons gaan kom, waar ons vandaan kom, by die broodfees, die vrugtefees, halleluja, en hoe die Here saam gegaan het en wat hy ook gedoen het en hoe ernstig dit was. Die Sondag het al gebreek en het gesê gaan haal van my 'n esel en het hom in Jerusalem ingelei. Het op die esel se rug geklim, esele. En so het hulle palmtakke gevat en hulle het neergegooi op die paaie. Hulle het palmtakke gevat en hulle het dit geswaai en gesê, hier kom die koning van alle koning. Maar hy het op daai dier gesit om te weet, oor 6-7 dae is dit moeilik vir my, oor 3 dae is dit moeilik, oor 2 dae word dit moeiliker. Ek wil vanaand vir sê, weet jy wat se inspanning was dit gewees? Weet jy wat soveel vrede, met wat het daai Here Jesus gesit, tot hy sy laaste asem uitgeblaas het. Daar het begin en die mense het hom toe gejuig en het hom gejuig. En die dag 1 het verby gegaan en hy het gesê, wat vir my so mooi is in die woord van die Here. Hy sê, dit was aand en dit was môre. Die eerste dag. Jy sal nergens in die Bybel gaan lees, dit was môre en was aand die eerste dag. Sien hoe verskil die tyd. Dit was aand en dit was môre. En die eerste dag het aangebreek. Daai aand 6:00 het hy gesluit. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Dis 'n baie diep so, ek sê eendag bietjie daaroor praat, maar hier kom die Here Jesus Sondag en dit gebeur en daai aand gaan verby en hy sê dit was aand en dit was môre. Dag 2. Wat het gebeur in dag 2 in hierdie lydensfees met die Here? Wat het gebeur? Dag 2 het gebeur en die Here Jesus was geweldig honger gewees. Onthou ek het net die Bybel gevat en ek het versgee dit gaan skrywe. Ek kan dit gaan lees by die huis alles mooi deur en kan beter verstaan. Ek verduidelik dit net vinnig hierso. Dag 2 die Here Jesus kom uit opgestaan, hy was daar in die tempel. Hy was daar rond gewees in Jerusalem, het geweet, man is binnekort Vrydag wat voor lê. Dan lê die smarte voor. En hy stap af en hy gaan daar so en hy's besig daar in die tuine en hy beweeg. En hy kom by hierdie vyeboom uit wat ons almal gehoor het, al gelees het. En hy was honger en hy vind hierdie vyeboom geen vrug dra nie. Wat doen hy toe hy dit vind? Daar word geen vrug gedra nie. Hy vervloek die boom. Hy sê jy sal sterwe en nooit weer lewe nie. Amen. Dis wat gebeur het. Met ander woorde, die Here Jesus was teleurgestel toe hy in hierdie tuin kom van Getseman en hy sien in hierdie tuin hierdie boom wat moet vrug dra. Die mense wat op ons baan het dit nie gedoen. Hy sê hy gaan hom nie 'n kans gee vir die tuin nie om verder te gaan nie. Hy vervloek daai boom. So gaan baie mense in ons lewens 'n surprise in ons lewe kry. Hulle kan die mense wat kruisig, hulle kan die dominee, die pastore, die leraars kruisig wat die waarheid verkondig. So gaan baie mense 'n surprise kry die dag as die Here kom en hy sê gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Here man, in U naam het ek sê gaan weg.
En weet jy, geliefdes, die Here is daar. Jesus was honger, hy sien daar's niks aan die boom nie. En onmiddellik sê hy, ek vervloek jou. Jy sal sterwe, wat gaan aan? En die Here Jesus gaan dag 2, gaan hy deur, halleluja. En terwyl hy deur gaan die oggend, beweeg hy af na die tempel toe. En toe hy in die tempel kom, wat vind hy in die tempel? Nou baie mense sê, ja, maar het was gewees oor geld gewees en ek gaan nie verduidelik vanmiddag. Die Here kom af na die tempel toe. En op die tweede dag, die dag 2 kom hy. En hy maak die tempel skoon. Want toe hy in die tempel kom, was daar bokke gewees, daar was hoenders gewees, daar was duiwe gewees. Onthou in daai jare was die duiwe, jy kan dit gaan lees in die Bybel, was duiwe een van die grootste sports en bedrywighede wat hulle in geld gemaak het, en was duiwe. Dit was een van die grootste dinge in die wêreld gewees daar. En hy kom in die tempel, hy sien maar die bokke staan hier so, en daar stop hokke, en hy sien hier, en hy sien hoe hulle besig om geld te maak. En weet jy, hy word so ongelukkig in sy binneste. Dat hy sê, hier is my tempel. Ek het by Abraham en by Moses het ek al gesê, gaan vat die blokse, sit dit op, en noem het die tent van samenkoms, die tabernakel. Hy sê, wat maak julle van hierdie? Julle maak 'n rowersbureau. Wat maak julle? Julle is hier besig om net geld te wissel. Met ander woorde, hulle het verkoop en verkoop. En ek wil vanaand vir sê, ongelukkig, ek saai dit uit, en ek is nie skaam te sê nie, ek weet van kerke wat dit doen. Ek weet van kerke waarmee dit besig is, en ek vanaand sê, ek sak my kop in skaamte om die kerk van die Here te gebruik, om handel te dryf, om geld te maak. Dan sak ek my kop in skaamte die woord van die Here kom, en sê so mooi, en luister mooi, toe Jesus by die tempel kom en sien wat hulle doen, het hy baie kwaad geword, hy het 'n sweep gevlek, hy het dit gevat en hy het hulle geslaan, hy het die tempels omwag, die tafels omgegooi, en hy het hulle uitgejaag, sodat die fariseërs nog kwaader en kwaader vir hom geword het, want die fariseërs kom en hulle gaan na die koning en sê, koning, ons kan nie meer vir jou geld bring, wat jy wins gemaak het, jy kyk wat het die Here Jesus gedoen. Maar weet jy wat, hoe seer was dit? Ek wil vanaand vir sê, as jy vir iemand iets koop en jy kom iemand en jy sê, hierdie persoon is weg, gaan jy nie seer voel nie. As jy iets kosbaar vir iemand gegee het en sê, maar ek is so lief vir jou, hier is vir my sentimenteel, ek gee dit vir jou, geniet dit met dit, en ek kom by my broer en ek sommer net van die hand gewys, gaan jy nie seer voel nie. Die Here het die kerk ingestel om te kom na sy huis, om sy naam groot te maak. Wat doen die mense? Plaas liefhebbers van God word en liefhebbers van genot. Ek het nou die dag getuig, ek sê dit oor, ek het nou die dag 'n man wat daar in Vrystaat gebly, hy kom, hy sê my pastoor, ek wil nie meer in daai kerk weer, sê, hoekom, maar daai kerk is in weelde. Hy sê, pastoor, weet jy wat, in 'n jaar se tyd het hulle oor R1 miljoen wins gemaak, ek sê, met wat? Hy sê, Vrydag aan Saterdag aan, het hulle 'n kontant kroeg binne in die kerk met 'n baan, wat oopgemaak word, die stoele word weggeskuif, en hulle dans binne in die kerk. Hy sê, Sondagmôre met ons as kerkraad so vroeg gaan, en ek saai dit uit, ek is nie skaam om te sê, moet ek so vroeg gaan, dat ons die drankborrels die goed moet optel, dat die kerk so stink van die drank, dan moet ons kerk hou. Dan kom die Here Jesus in, dan sien hy hier, dit was sy tweede dag, hy het leiding gehad, hy kom by die boom, wat hy vir die mense gegee het om na te kyk, hulle laat dit vergaan. Hy kom in die tempel wat hy vir die mense gegee het om sy naam aan te roep, om hom te loof en te dien en te eer. Kom kyk wat doen hulle. Kyk wat doen hulle. As vandag se kerke pastore 'n bietjie profeteer, of waar kom 'n bietjie son of so, dan wil die mense hardloop, amen of eindig. Hulle wil dit nie meer hoor nie. Hulle wil dit nie meer sien nie, hoekom? Hulle hou nie daarvan nie, maar die woord van die Here sê, die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou skoon, en daar kom die Here Jesus dag 2, en hy maak die tempel skoon, en hy sê, hier is my tempel, dis God se huis. Dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Die derde dag, toe die disippels daar besig saam met die Here Jesus, en hulle beweeg so rond, en Petrus kom, en hy daar in die tuin van Getsema, en hulle loop daar in die boom, en hier kom hy by die vyeboom, en hy sê, maar hierdie vyeboom is morsdood. Dit lyk daar miskien of die weerlig hom geslaan het. Hy is soos in droog. Halleluja. En hy sien dat hy dood is. En toe hy sien die boom is dood, toe onthou hy wat Jesus die vorige dag, halleluja, oor die boom gespreek het. En hy was verbaas.
Toe onthou maar wat gister die Here Jesus hierdie boom vervloek, omdat hy nie vrug dra nie, omdat hy nie groei soos wat hy moet groei nie, halleluja. En hulle draai na die Here Jesus en die Here Jesus sê vir hulle, Jesus het hulle daardie dag die les geleer. As jy bid in geloof en glo waarvoor jy bid, kan gebeur. En dit in autoriteit spreek, jy kan jy berge versit. Die wêreld, halleluja, steel die mense geloof. En hier kom Petrus, hy sê, Here, ek sien nou hierdie boom het werklik waar dood gegaan. En die Here sê, maar ek het berou daarin, want dit was nie wat ek wou gehad. Hy sê, maar, ek wil nou vir julle 'n les leer. Wat julle vra in my naam, met geloof, sal julle berge kan verskyn. En die Here Jesus gaan sit stil, en die Here praat met hulle. En die Here begin hulle 'n les uit die Bybel uit. En die Here deel vir hulle. En die Here sê vir hulle, kom ek lees vandag vir julle iets. As julle sal kan glo, en julle sal volhard, en julle in autoriteit teenoor my optree, dan kan daai boom weer lewe. Dan kan daai weer aangaan. Onthou die woord van die Here sê, ons wat gered het, nie gekom vir ons wat gered het, gekom vir die wat verloor het. Vir die wat weggeval het, halleluja. En die Here Jesus praat met hulle, en die Here spreek met Petrus, en hy sê vir Petrus, halleluja, julle moet in die geloof begin bid. Julle moet in geloof begin kom, halleluja, dit was aand en dit was môre, dag 4. En daai oggend, 4de dag, toe staan sy moeder op Maria. Ek wil vanaand vir jou sê, vra vanmiddag, as iemand hierdie dood afgegee het, dis nie lekker nie. Jy verlang. 'n moeder wat in haar binneste weet, my kind gaan oor 'n paar uur nie meer so lyk nie. 'n moeder wat hierdie intensie gevoel het, ek weet nie hoe het Maria Magdalena gedink. Ek weet nie hoe het Maria Magdalena gedink. Ek weet nie hoe die ander Maria gedink. Weet nie wat hoe diep is gewees om te weet my kind, my seun, op hierdie ouderdom van tussen 33, 34 jaar oud, hy gaan uit mekaar geruk word. En sy pleit by die God van die Vader van die hemel en aarde wat haar swanger gemaak. Hoe kan dit wees? En sy besluit daai dag om nie by Jesus se voete te gaan was. En die woord van die Here sê Maria het Jesus se voete gaan was. En toe sy so vreeslik gehuil. Dit was nie eens nodig gewees om water in hy skottel te gooi nie, want die trane was genoeg om die Here se voete te was. Weet jy met wat se seer en met wat se impak het sy voor die Here Jesus se voete gaan kniel om te was? Jy kry dit nie eens meer vandag dat kerke mekaar se voete was en mense lag daaroor. Mense dink dis 'n grap. Mense dink dis 'n speletjie. Die woord van die Here sê, gaan onthou vir julle hoe hulle geleer het die dag 5, hoe hulle geleer het om mekaar se voete te was, om te sê, dit is julle nederig moet wees. Vandag kan mense nie eens met tale praat nie. Nou dag toe sien ek hoe mense bespotting maak met mense wat in tale praat in kerk. Hulle maak 'n bespotting daarvoor hier binne in Gansbaai, dis skaam om dit te sê, en die Here sal daai persoon straf as hy werklik waar nie tot bekering kom. Hulle maak 'n bespotting van die werk van die Here. En hier kom Maria en sy gaan sag voor die Here Jesus. En sy vat daai voet en sy sê, dis my vlees en bloed. Dis my kind. Hy gaan gemartel word. En die woord van die Here sê dat hy sy salf saamgevat. En hierdie was vir my so wonderlik gewees. Die salf wat sy gevat het om hom te salf sy voete, was nardesolie gewees. Nou nardesolie, halleluja, die hoeveelheid salf wat sy gebruik het om die Here Jesus se voete te was, ek het so geskyk. Met nardesolie sê Jesus se salf, daardie olie was so duur, dat hulle sê dat die waarde van daai bietjie olie waarmee sy die Here Jesus se voete gesalf het, kon vir 'n hele jaar, was 'n loon gewees vir 'n hele jaar aan 'n persoon. Vir 'n hele jaar lang, vir 12 maande, kon hulle sy loon betaal en net vir die waarde van daai salf, wat sy Jesus se voete gesalf het. Luister mooi, vir 'n hele jaar lang, haar liefde was so erg geweest, ek het hier geskryf, Maria het Jesus se voete gaan salf,
gaan was en gaan saam. Sy het spesiaal gegaan om haar liefde aan die Here te bewys. Hoeveel mense bewys regtig hulle liefde aan die Here? Kan jy jou liefde aan die Here bewys as 'n Sondag die kerk se banke leeg en jy lê op verkeerde plekke? Is dit liefde bewys? Hier Paaskonferensie, gaan kyk hoe lyk die oorde, dis vol. Daar's nie fout op vakansie daar nie, verstaan. Maar oral in dorpe is kerke, gaan die mense bewys hulle liefde aan die Here? Nee, ons is mos genade en die mens gaan 'n surprise kry daarvan. En hier kom sy eie moeder om te bewys haar liefde teenoor hom te sê, Jesus, laat die nardesalf waarmee sy gesalf het, kon 'n hele jaar lank 'n persoon se loon betaal het, elke maand van sy lewe. Soveel waarde was dit. Vandag vra jy vir mense in kerke, help. Ek vat voorbeeld asseblief, verstaan my mooi. Jy vra vir mense, doen dit, gee dit. Ag, ons kan nie. Mense sal eerder R20 vat om sy lewe vol gemakliker te maak met 'n pak slapchips en brood as wat hy sien die werk van die Here gaan aan. Amen. Mense sal eerder R100 vat en sê, maar ek gaan nou 'n bietjie verloop want jy weet ek is verskriklik uitgeput. Maar dan lê God se werkskade. God se werkskade. Hulle sal eerder hulle eie lewe dan vra vir jou, is dit liefde? Weet jy, gister maar toe ek maar herinner gister volgens se loop en ek sien die brode daar en weet jy, ek dink so diep in. Ek sê vat die brood, vat die brood, vat die brood. Ek tel daar dat ons het al 12 brode, verskillende brode gekoop. Ek sê van jou bok, ek dink dit is al te veel. Maar weet jy, dit voel vir my binneste, dit gaan nie oor hoeveel almal wat hier is, hoeveel stukke lê. Dit gaan oor, Here, kan ek nie vir u nog iets koop? Ja. Here, kan ek nie vir u nog iets doen nie? Here, hierdie drywe, dit wat julle gebring het, hierdie kaas, kyk hoe lekker. Kan ek nie, toe jy daai broodjies gemaak het, jy het nie gevoel, Here, dit is vir my iets lekkers om vir iets te gee. Ag, jy weet, ek vat voorbeeld, verstaan my mooi vanmôre, het gaan nie oor wie wat, niemand weet wie wat gebring vanaand. Dit gaan oor, ag, alweer gee. Ag, dit is nou 'n stukkie brood, ag, ek is nou nie lus daarvoor. Is dit liefde vir God? Ek vra jou vanaand. Is dit hoe jou liefde teenoor God bewys? As wat ek kan sê, Here, weet jy toe ek hierdie ongeseëde brood gaan haal het in Hermanus. Ek sê, Here, is 'n spesiale broodjie. Ek het nie gewaar om R300 se petrol uit te ry. Of te sê, hoor jy maar hoekom ek kan sommer 'n gewone broodjie koop nie. Nee. Ek wil hierdie dag spesiaal gemaak het omdat God vir my spesiaal in my lewe was. Dis een keer 'n jaar. Dis een keer in 'n jaar wat dit gebeur. Ek sê, liewe Jesus, hierdie drywe. Terwyl ons hierdie week so besig was, gaan nou by dit kom. Maar weet jy, hierdie week was vir my besonders gewees. Sê, liewe Jesus, kan ek vir iets meer doen? Ja. Here, ek het nie vanaand my eie kerk wat ek kan opmaak en iets fantasties maak. Want dit wat ek wil doen, dit uit my hart uit, Here. En die Jesus se moeder het gegaan en hom gesalf. Dit was aand en dit was môre. Dag 5. Daar het baie gebeur, dag 5. En waar ons vandag in sit, was dag 6, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Dag 5 was gewees, die Donderdag gewees. Wat baie moeilik vir die Here Jesus was. Hoekom was dit moeilik geweest? En dit is wat die seerste van alles was. Onthou, hy kom al van Sondag met marteling. Dag 5 gebeur dit, laat hy loop. En Judas Iskariot, wat sy disipel was, verraai hom. Die koning van alle konings. 'n disipel wat saam met hom al die jare was, vir 33 of vir 'n paar jaar. Tot hy was 12 jaar, begin hy tot 33. 'n disipel wat saam met hom opgegroei het, verraai hom. Hy verraai hom. En toe die haan 3 keer kraai, toe besef hy, maak jy nou nonsens gemaak. Ek wil vanaand jou sê, as jy die bassein gaan blaas, gaan die mense op die aarde besef, maar ek het nonsens gemaak. Ek het nie gedoen wat ek moes doen nie, ek het gedoen soos wat ek voel om te doen, en dit was verkeerd. Die laaste ete gaan die Here Jesus en hy die laaste ete saam met die disipels. En hy gaan en hy roep en hy sê, weet julle wat, ek wil vir julle wys hoe lief is ek vir julle, al het julle my verraai. En hy gaan was al sy disipels se voete en hy gaan af na die tuin van Getsema en hy los hulle daar en sê, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy los hulle. Dit was die 5de dag.
en hy begin bid. En hy bid sodat sy sweet en bloeddruppels verander. Weet nie wat sy intensie is dit. Maar tog is dit 'n grap vir mense om te sê die Here het gesterf. Tog is dit, ag, die Here het ons genade en die Here het dit en die Here het vir ons sonde gesterwe en ons kan nou maar met 'n rok en sê die hemel toe gaan. Die woord van God sê, wees heilig, want ek is heilig. Streef na heiligmaking, want die pad na die ewigheid is nou en die pad na die verderf is breed. En daar kom die Here Jesus in die tuin van Getsemane en hy bid halleluja. En wat gebeur? En Petrus word kwaad, hier kom het en hulle kap die man se oor af. Die Here Jesus het nie kwaad geword nie. Hy sê, gee daai oor vir my, en hy vat daai oor en hy druk hom weer so teen die soldaat se kop. En hy vat sy hand weg en hy sê die oor is gelees. Met pyn en hulle vat en hulle lewer hom oor. En dit het gekom waar ons vandag sit, die goeie Vrydag. Dit was aand en dit was môre. Hulle het hom gaan toesluit en die volgende oggend het hulle hom uitgehaal, die dag soos vandag. Hulle hom vroeg uitgehaal. En hulle het hom begin martel. En hulle het hom daar voor die raad gebring. En hulle het hom daar vasgemaak. Hulle het sy klere van hom afgeskeer. En hulle het hom aan 'n klip vasgemaak met kettinge, wat hy nie kon losruk nie. En hy soldaat het 'n sandbos soos 'n sweep gehad. En hy punte 38 sulke riempies. Die woord van die Here sê vooraan dit was gewees klippies. Dan was daar bene gewees wat vooraan vasgemaak was, ystertjies. Dat wanneer jy iemand slaan, dan slaan hy binne in jou vleis. En as hy terugtrek, dan skeer hy die vleis los. Dan vra ek weer vanaand, hoe kry mense dit reg om te sê dat die Here Jesus lief? Ek praat met myself vanaand. Maar hulle doen nog sondige dinge. Maar wat is sonde? Dit wat God nie van hou nie. Dit wat die Here Jesus nie sal doen nie. Daar waar die Here Jesus nie sy voete sal insien, dis verkeerde plek. Dit wat jy gebruik wat die Here Jesus nie sal doen nie, is verkeerd. Amen. Maak jy die Here lief. Ons almal het sonde, nie een van ons is volmaak. Ons almal faal daagliks. Maar streef na heiligheid. As jy weet jy doen iets verkeerd, vra Here verlos my. As jy weet jy is verslaaf aan drank, vra Here verlos my. As jy weet jy is verslaaf aan rook, vra Here verlos my. As jy weet jy is verslaaf aan pornografie, sê Here verlos my. As jy weet jy is verslaaf aan pille of aan tik of dit kan ek opdoen, Here verlos my. Here verlos my van die wêreldse dinge. Onthou die woord lig en duisternis kan nie meng nie, ongelukkig nie. En daai dag het hulle die Here Jesus gevat. Hulle het hom vasgemaak en hulle hom begin slaan. En ek wil vir sê, soos wat hulle die kats terugtrek, ruk hulle die vleis uit. Die woord van die Here sê dat daaraan dit sy ribbers begin uitsteek. Jy kon sien hoe klop sy longe agter sy ribbers, daar was nie vel en vleis nie. Hy het nie krag gehad, hy moes nog hy swaar kruis probeer dra. Hy het vir my en jou gedoen, dit is liefde. Dat hy sy laaste gegee, dit is liefde. Nie om te sê, ag ek het nie petrol in my kar nie, ek gaan nie nou kerk toe nie, ek gaan hou vir die week om rond te ry, dis nie liefde nie. Ek sal eerder loop waar toe gaan, maar ek ry na die werk van die Here toe, dis liefde. Amen. Ek sal eerder een kant toe skuif en sê, ek gaan nie nou vandag dit doen nie, ek sal dit gister of ek gaan dit môre doen, maar ek gaan na die huis van die Here toe, dit is liefde. Ag ek kan nie liefde, ek kan maar die Here doen soos wat ek wil. Die woord van God sê, die laaste van daar sal die afval in die huis van die Here begin, nie buite in die wêreld nie. Hy takel die kerke, want hy wil nie die kerk moet aangaan nie. Kyk hoe haal hulle God sê uit die skool uit, kyk wat begin hulle doen. Kyk toe COVID inkom, toe sluit hulle die kerke, want hulle wil dit keer. Hulle wil dit keer. Daar is nie meer soos herlewing, daar is nie meer soos jong kinders wat in ondervulling van die Heilige Gees gevul word met die Heilige Gees, wegtrek en dan, jy kry dit nie meer, hoekom? Dit het al weggebreek. Want die mense is mos te lekker, ag ek kan gaan.
Dis soos daai persoon wat ek nou sê vanmôre, kyk op sy tyd is dis net die kruisiging en net daarna, dis op sy tyd is klomp seker streepie. Net daarna. Dus het 'n paar klomp vloekwoorde en adverteer die grootste drankspesial wat daar is. Maar hy het nou net die Here Jesus. Hoe dink mense, hoe? Geliefdes, weet jy my hart gaan, ek sê hulle nie sleg vanaand, ek oordeel nie, weet jy wat? My hart gaan vir hulle uit, want hulle gaan verlore gaan. Dis hulle wat ons moet gaan haal en sê die Here Jesus roep jou. Maar ongelukkig kry jy van hulle wat nie verluister nie. Wat sê, man, dis hoe ek voel en dis hoe ek. Weet jy hoekom? Omdat die leraars en die mense by die ore begin streel. Hulle is te bang om die waarheid in die kerke te praat, en dan loop die kerke leeg. Hoor vanaand, hulle is te bang om die waarheid te praat, want my kerk gaan leegloop. Die 10de gaan nie inkom. Ek gaan doodgaan van die honger. God voorsien, God gee vir jou. Die Here dra jou weer. Dit wat jy saai, sal jy maai. Die Here tel vir jou op, halleluja. Ek gaan nie nou van hierdie sonde preek nie, want hierdie ou, jy weet, hy is 'n prokureur, advokaat, en ek het hom. En ek gaan hom ook sommer nou op die hoogste stoel te sit. Ek praat uit die week, praat ek met 'n persoon, ek gaan nie name noem nie, want ons het uitsaai. Ek praat met 'n persoon en 'n sekere groot kop. Ek praat van groot koppe wat van groot myne in hierdie wêreld, waarmee ek weer praat. En ek praat met hulle, en dieselfde groot kop, hy vra, is daai die vloekende pastoor, wat jou pastoor? 'n man in die wêreld, wat vir hierdie persoon vra wat 'n kontrak het, is dit julle vloekende pastoor wat julle baas is? Dan dink ek myself, Here, wat se karakter het daai ou gebou? Die woord van God sê, as jy eintlike woorde gebruik as jou godsdienst te vergeefs. Bottom line. Laat 'n vreemde ou, 'n wêreldsmens vra, is dit die vloekende pastoor? En die Here hoor my op hierdie heilige dag, so naas op die Bybel. Want ek sê vir die persoon met wie ek sê, ek kan nie glo wat jy my vertel nie. Hy sê vir my, ja, vriend. Hy sê, ek het daai ou net so lief, hy sê, ek kon nie glo dat hierdie persoon vir my vra. Is dit jou vloekende pastoor? Waarna toe is die wêreld nie? Ek wil hierso mee wil ek afsluit, voordat ons oorgaan in hierdie feesdae. Die Here Jesus het daar gesit. Hulle het hom gevat. Hulle het hom geslaan. Daar het hy sy kruis gevat. Tot op Golgotha. Met op Golgotha. Dit is sy laaste asem gepas. Toe daai spies so in sy sy druk. Toe daar net water uitgekom. Daar was nie meer bloed binne nie. Daar was nie meer bloed in die Here Jesus Christus. Daar was nie. Ek wil vanaand vir jou sê, geliefdes, hy het dit vir jou en vir my gedoen. Maar tog sal ons dink dis 'n speletjie. Tog sal ons dink, ag, dit was maar die Here. Die Here Jesus was 'n mens soos ek en jy. Hy was nie al klaar. Hy was volmaak in gees wat hy kon nie sonde doen nie. Maar hy het 'n vlees en bloed soos ek en jy gehad. Hy kon ook skuld. Hy het ook honger geword, hy het ook gehuil, hy het ook einde gehad, hy het ook nog gevoelens gehad. En net soos ek en jy, dieselfde. Hy was 'n mens soos ek en jy. Ek vra jou vanaand, as jy jou vinger raak kap, of jy sny jou, ek wat in die oog, dis pyne, is dit lekker. Maar hierdie pyn wat ek en jy het, is nie as 'n pers naby waar die Here deurgegaan het. Hy was verbrysel vir my en jou. En die woord van die Here sê, die dag 5, het daai aand vir die disippels geleer hoe om nagmaal te gebruik. En dat die bord gevat en die brood neersit. Hier is 'n ongeseënde brood. Jy gaan vir jou stuk afbreek. En ons gaan dit omstuur hierdie bord. Selfs ook die nagmaalglas. En ons gaan vanaand hierdie nagmaal saam gebruik en vir die Here sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie vir wat U vir ons beteken het. Ek wil vanaand vir sê, geliefdes, die mense daar buite in die wêreld, hulle het nie saak met die Here se dinge nie. Dit pla hulle nie, want hulle gaan aan met hulle lewe. Maar weet jy wat pla my? Die dag wanneer die blou lig gaan skeer en die Here Jesus gaan sê, gaan weg jou vervloekte. Ek ken jou nie meer. Hy sê nie aan waar hy verraai het en die brood geneem. Hy het gebreek en het gesê, neem eet.
Dit is my liggaam